Liewe broer en suster, jongmens en kind, ek sê dit elke Sondag, maar ek bedoel dit uit my hart. As ek sê in Christus naam, welkom aan 'n ieder en 'n elk. Ook nuwe lidmate en gaste. Dankie broer en suster dat u 'n aktiewe kerkganger is en ook aktief aan hierdie godsontmoeting wil deelneem. Daarmee saam ook welkom aan Blighnout Viljoen wat in die afwesigheid van broeder Huip vir ons help met die begeleiding, nie help nie, hy stuur dit voor die aangesig van die Here en daarmee ook blydskap dat dit goed gaan met broeder Huip. Die ander notas gaan ek aan u deurgee na afloop van die erediens. Kom ons fokus op die genadetrou van ons Here, op sy liefde en sy teenwoordigheid. En in ons toetrede tot sy troon met dankbare blydskap en verwondering, sing ons 2 liedere uit die liedskat van die kerke, terwyl ons bly sit, en wel skrifberuiming 20:1, strofe 1 en 6, en direk daarna lied 203 se 3de strofe. En as ek hierdie liedere aangekondig het, verskoning te maak vir die feit dat hierdie flitsbord nie vir oggend werk nie. Ons sal alles in ons vermoë doen om dit in die nuwe week reggestel te kry. Voor die aangesig van die Here, ons lied met oorgawe. Landlord,
Ons kyk op na die berge. Is dit waar ons hulp vandaan kom? Nee, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. En daarom, kinders van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here verder met Psalm 116, die Tosiusberuiming. Ons sing staande strofe 1, 7, 9 en 10 en daarna neem jy weer die sitplek in. Kom ons doen saam belydenis van ons geloof en ons beleef ons verbintenis met mekaar en met al die kinders van die Here oor die hele aarde. Met hierdie belydenis, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam
en 'n ewige lewe. En in die naklank van hierdie belydenis blaai ons na die Exodus bladsy hoofstuk 20 en luister ons aandagtig, nederig na die Here se wet. Die afkondiging uit die 2020 vertaling van die Here se woord. Toe het God al hierdie woorde gespreek. En in die aanderedienste wys ons mekaar ook daarop, hier staan nie, en toe het God al hierdie wette afgekondig. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere, jou vreemdelinge wat by jou is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste, sy donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons loof die Here vir belydenis en wet en samesyn in sy teenwoordigheid. En daarna bid ons saam lied 219, strofe 2 en 3.
Kom ons roep die Here aan in gebed. In die naklank, Vader in die hemel van ons lied, as ons sing oor ons verlosser Jesus Christus, die enige gebore Seun, onder leiding van die Heilige Gees kniel ons dankbaar bly, kinderlik afhanklik, en oor ons lippe kom die woorde: Heilig, heilig, heilig is U, o God. En in U teenwoordigheid smeek en roep en vra ons: seën die bediening van U woord. Druk dit op ons hart. Gee dit in ons hand. Van hier vorentoe. Om Jesus ontwil. Amen. Liewe broer en suster, jong mense en kinders, kom ons blaai nog 'n keer na 2 Korinte 12 in 'n 4de stuk woordverkondiging uit hierdie verse eenheid. Die eerste 10 verse, die Here self al die woord, die onfeilbare openbaring aan ons, sy kinders. As daar dan geroem moet word, is dit nie voordelig nie, maar ek kom nou by die gesigte en openbarings van die Here. Ek weet van 'n man in Christus wat 14 jaar gelede tot in die 3de hemel weggeruk is. Of dit in die liggaam of buite die liggaam is, weet ek nie. God weet dit. Ek weet ook van so 'n man, of dit met die liggaam of sonder die liggaam was, weet ek nie. God weet dit, dat hy weggeruk is tot in die paradys en onuitspreekbare woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag noem nie. Op so iemand sal ek my beroem. Maar op myself sal ek my nie beroem nie, behalwe oor my swakhede. As ek my wel daarop wil beroem, sal ek nie dwaas wees nie, want ek sal die waarheid praat. Maar ek weerhou my daarvan, sodat niemand meer aan my sal toedig as wat hy van my sien of by my hoor nie. Selfs met 'n agneming van die buitengewone aard van my openbarings. Daarom, om te keer dat ek opgeblaase word, en sodat ek nie hoogmoedig mag word nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan. Hieroor het ek die Here 3 maal gesmeek, dat dit van my moet wyk. Maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag my kan beskud. Terwille van Christus verheug ek my in swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Die laaste deel van vers 9 en vers 10, die fokusvers by die bediening van die almagtige God se woord. Tekstema: swak wat sterk is en sterk wat swak is. Geliefdes, nog 'n keer 2 Korinte 12 se eerste 10 verse. En dit kan maar aanhou
en aanhou nie waar nie. Hoekom? Want dis 10 verse wat op 'n goddelik mooi, hemels korrekte manier vir u en my hier op die aarde met die lewe waartoe ons geroep is om te leef, te sê. Wat te sê? Hoor nou mooi. Nie in die eerste plek, my genade is vir jou genoeg. Maar in die eerste plek, so het ons dit in die weke wat verby is kon hoor, die Here wil met hierdie verse eerste van alles sê, moenie, my kind, moenie. Moenie. Moenie wat nie. Moenie God van jou eie lewensbootjie wees nie. Moenie. Waarmee die Here vir u en my vanoggend wil sê, my kind, moenie dink jy is in beheer nie van jou lewe nie. Kom ons sê dit ook so, die woord van die Here aan u en my, pas op vir groot kop kry en groot kop hê. Versigtig vir roemryk op die snelweë van die lewensdae, in die snelbaan te lewe, met die uitgangspunt, ek flik my ligte, hier kom ek, maak pad. Moenie. Pas op vir selfgesentreerde selfgenoegsaamheid. En kom ons sê dit, versigtig my kind vir die ek se ego. Versigtig vir ek sal die situasie hanteer. Moenie bekommer nie. Dis 2 Korinte 12 se 10 verse se boodskap. Wat u en my opnuut net weer laat sê, 'n mens staan verstom. 'n Mens is verwonderd oor God. Sy goedheid, sy guns, sy genade is oorweldigend. Hoekom? Want hoogmoed is nie deel van God se agenda nie. Terwyl genade genadiglik sentraal is, eerste is in sy goddelike goedheid. Daarom die allerboodskap van 2 Korinte 12 se eerste 10 verse, as die genadige lewende Here sê, hoor mooi, ek sal jou voetjies op die aarde hou. Ek sal jou voetjies op die grond hou. Maar hoor nou mooi, al moet ek om daarin te slaag, vir jou 'n doring in die vlees gee. Sodat vanoggend se teks in u en my lewe 'n werklikheid kan wees, sodat ons ook met hierdie teks as 'n lewende waarheid in ons hart, in ons lewe, volgende Sondag aantree op die Here se eis en kom nagmaal vier. Want om uit genade te leef
en ondanks 'n doring in u en my vlees van watter aard ook al, te kan sterk wees. Want dis wat genade is. Om ondanks omstandighede en die lewe en die verlede en die toekoms sterk te kan wees, al is daar 'n doring in my vlees, al is daar 'n paal deur my siel gedruk deur die Here God. Al is ek op grond van daardie doring in die vlees swak. Om dan te ontdek wat dit beteken dat iemand, my hemelse Vader in Christus, by my is. Vers 9b en 10. Die Vader gebruik broer en suster sukkel en pyn en opdraandes en klippepad met 'n doel. En die doel is om sy krag pas maak in u lewe na vore te laat kom. So mooi is die oggendteks. Die Here wil nie net sy genade in Paulus se lewe uitgiet nie, maar ook sy krag. Die Here wil nie net hê dat Paulus kinderlik nederig sal wees nie, maar ook dat hy sterk sal wees. Want jy sien, Paulus het menslik gesproke die vermoë verloor om die moeilike omstandighede wat hy in die Korinte gemeente as hulle leraar beleef het, te kon oplos. Hy het alles probeer. En in plaas van dat hy vir die gemeente kan gaan vertel, julle moet na my luister, want ek is tot in die 3de hemel weggeruk, ek is deur die Here paradys toe geneem, ek is vir die Here belangrik, ek is een van sy nommer 1 apostels. In plaas daarvan dat Paulus in die gemeente kon gaan sê, nou, bly julle stil, nou, luister julle na my. Sit hy met 'n doring in sy vlees. En hy sukkel. En die doring in die vlees het Paulus by die punt gebring dat hy volledig, totaal en al op God se wil en krag moes vertrou. Wat is die doring in u vlees? Bring dit u aan die voete van u Here. Want hoe maak ons nou die oggendteks van toepassing op u en my lewe? Ons doen dit so, my broer en suster, en lewe in hierdie gesindheid ook na volgende Sondag en elke dag van u lewe. Want die Here wil ons bring by die punt dat ons besef, wanneer u en ek uit antwoorde uitgehardloop het en uit planne uit,
en jy nêrens het om heen te vlug en niemand het om mee te praat, dan te hoor, my genade is vir jou genoeg. Om dan te hoor, jy dink jy swak, maar jy is eintlik sterk. Want jy sien, broer en suster, niemand in die koninkryk van God is ooit te swak om God se krag te kan ervaar nie, maar baie plaas al hulle vertroue in hulle eie krag. En as hulle dan uit antwoorde uithardloop, dan slaan hulle neer. Verstaan nie waarom Paulus in sy swakhede geroem het. En jy en ek, waarin roem ons? Dink bietjie mooi. Verstaan nie waarom die Paulus mens om terwille van Christus verheug het oor goed soos beledigings, ontberings, vervolging en benoudhede. En jy en ek. Kom ons neem die beledigings. Ek is daaraan skuldig en dalk u ook. Jy het my nou die laaste keer beledig. Ek is nie jou maatjie nie. Hoorie? Hoorie die hoogmoed? Hoorie, ek sal jou uitsorteer? Jy het my vir die laaste keer beledig. En daarmee saam, seer en teleurstelling en mislukkings en noem maar op. Wees saam met my eerlik, broer en suster, sing u daaroor, roem u daarin. Of nie? Om te roem in seer en teleurstelling. Om nie hoogmoedig te wees. Om nie 'n snop te wees. Die doring in die vlees suiwer al die onsuiverhede uit 'n kind van God se lewe en allerbelangrik maak van u en my iemand, en hier is die krag van die evangelie, deur wie God se krag kan vloei. As u môre u personeel aanspreek oor wat ook al, sal hulle uit die lokaal uitstap en sê, meneer, straal God se krag uit.
Of sal hulle sê, hy het weer met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan. Hy's kwaad, ek weet nie vir wie nie. Wie se krag word sigbaar deur u lewe? Wie se krag? As dit God se krag is. My liewe broer en suster, al het u in hierdie wêreld teen 'n muur vasgeloop, al is u toekoms blykbaar daarmee heen. Al werk niks. Dan is u sterk. In u Here. En swak in uself. Die taal van genade. Dis ek en tog is dit nie ek nie. Dis ek en tog is dit eintlik die Here. Wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Is die oomblik en werklikheid wanneer u en ek soos Jesus in Getsemane moet toegee. En mag dit die lei ook na volgende Sondag, Here, nie my wil nie. Hoorie? Nie ek nie. Maar u. U wil. Nie my wil nie. U plan. Nie my plan nie. U wysheid. Nie my slimmigheid. En dan kyk 'n mens anders na die doring in 'n mens se vlees. En ek erken, dan sê ons as nietige mense, Here, ek verstaan dit nie altyd. Maar ek glo. Ek glo van harte, ondanks my gebrokenheid, dat dit vir tyd en ewigheid waar is. Wat is waar? Dat wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. In Christus. 'n ander sterk. 'n volmaakte sterk. Omdat ek swak is. Onthou die woorde van Jesus aan die kruis. Kom ons lig een uit. Ek is dors. Daaruit 'n ewige fontein waaruit u kan drink. Is u sterk? Of is u swak? Ek vra. Amen. Kom ons dank. Ons Vader,
Ons loof U vir U woord. En ons dank U dat U onder leiding van die Heilige Gees ons daartoe gebring het om dit van harte te glo. Ons as gemeente feesvierend, dankbaar, dankbaar nie net vir die gelykpad nie, maar ook die opdraande. Dankbaar dat U in ons teenwoordigheid aanwesig is. Vir elke kind van U, U genade, die reservekrag, wanneer ons dit die nodigste het. Seën ons almal saam en elkeen afsonderlik by die naam om Jesus ontwil. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en saam 'n loflied sing. Ons sing net Psalm 116, die kloete omdigting, strofe 2 en 5, daarna ontvang jy die uitstuurseën van die Here en sing ons amen saam Psalm 145 se 5de strofe, waarna jy sitplek inneem en ek vir u enkele afkondigings deurgee. Psalm 116. Ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster, sy met u elkeen en met ons almal. Amen. Liewe gemeente, by ons afkondigings
verwelkom ons ook die lidmate van die Gereformeerde Kerk Allewal Noord, wat elke Sondag ook by ons YouTube uitsending as gemeentetjie inskakel en die woord van die Here saam met ons kan aanhoor. Vir hulle en elke klein gemeentetjie op die platteland die Here se seën. Daar is nie tee en koffie vanoggend wat vir ons aangebied word nie, omdat ons die buurgemeente in die geleentheid wil stel om die kombuis te kan gebruik, daar hulle vanoggend die heilige nagmaal vier. Hartlik uitgenooi na die aandedediens vanaand 17:30, vraag en antwoord 98 van die Heidelbergse Katekismus, om ook te fokus met die Here se lig op wat is die boeke van die leuke of vir die leuke. Spesiale dankoffergawe as u in die geleentheid is om dit af te dra by die deure vir die Montana Poort Kerkkas. Die katekisasie vir die laerskoolkinders net hierna. Hartlik uitgenooi Saterdag, so van 17 uur af, as die diakens u uitnooi vir 'n worsbroodjie ete, u kan dit kom afhaal, dit is gratis. Daarmee saam ook ons beste wense en seën vir my kollega en die gemeente wat net hierna die heilige nagmaal vier. In ons voorbidding wil ons in Christus, Lukas en Altalies se dogter wegstuur Kanada toe. Nie met blydskap nie, maar met dankbaarheid. Veilige vlug vanaand en al die ure daarna, en dankie dat jy vir pappa en mamma kon kom kuier. Jou teenwoordigheid was vir ons 'n vreugde. En dan vir Louisa Henning en haar familiekring met die siekte van haar ma, wat hoogs bejaard is en 'n gedeeltelike heupvervanging moes ontvang. En dan vir 'n jong broeder wat aanstonds in die gemeente opgeneem gaan word, François, wat hier sit. Sy geliefde wat daar langs hom sit, het vir my gesê hy verjaar vandag. Baie geluk, François, ons ontvang jou graag en baie seën en sterkte vir die dag en jaar. Ek sluit af met heel party simpatie betuigings vir Ina Meiburg en Hannetjie Marx en hulle familiekring en die meisiekinders wat hier is vanoggend na die dood van julle ouma en uit die aard van die saak die dood van Ina en Hannetjie se mamma. Treina Skutte se mamma is laat die week wat verby is oorlede. Ook ons simpatie met Marie Louise en Christo Minnie, as ook met Marie Louise se boetie Barry, wat reeds vertrek het Saudi-Arabië toe, en met Bani na die afsterwe van Suster Hannie Bedford, wat ook 'n oud lidmaat van die gemeente was. Ook ons simpatie met Chris Blighnout, wie se sussie Janet onlangs oorlede is, en seën en troostwense vir u en uit die aard van die saak vir almal wat ek nou genoem het. Kom ons word 'n oomblik stil en ons bid vir hierdie mense. Vader, dankie vir lewe en dood.
Dankie vir die hiernoumals en die hiernamaals. Dankie o Heilige Gees dat U die ewige trooster is. U te loof, Vader, dat trane iets is wat U ons nie verwyd nie, maar dit afdroog. Dink aan hierdie mense pas vermeld en nou hulle hand vas in Jesus naam. Amen. Dankie broer en suster, 'n vreugdevolle dag.